Wat is dit? 262 kameelperre, nie een was dieselfde nie. So, jou uitdaging wil ek vir jou sê met elke dier is elke keer anders. Ek sê altyd vir die mense, hulle besef het nie, daar's maar 4% van alle soogdiere in die wêreld is nog wilde diere. As die tegnologie daar is, dan kan jy hulle red. Byvoorbeeld die noordelike witrenoster het uitgesterf, omdat hulle juis hierdie tegnieke nie betyds gedoen het. Ons is vandag besig om 'n paar kameelperre te vang. Ons gebruik 'n bietjie 'n netgun vandag, so en dan samel ons soveel data in as wat ons kan. As julle my agter my kan sien, is daar ouens wat scans doen, ouens wat haarsampels vat, ouens wat missampels vat, bloed trek. Daar is ongelooflike baie studies wat van hierdie projekte afkom, maar die hele idee is om mense bymekaar te bring en dan ja, saam met kameelperre te werk. So die grading van hierdie bouma en drukgang wat ons gebou het, ek dink dit is soos 'n wêreld eerste. Die feit dat ons soos 'n tipe van 'n hybrid stelsel gaan probeer bewerkstellig. So in een punt het jy jou magdiere waar mense hulle kan voer, so dis 'n baie positiewe punt van Manzi. Dit gaan 'n klomp mense lok. Op 'n ander punt skryf dit vir ons navorsing, veeartse, conservationists, reg enigiemand wat reg oor die wêreld met die kameelperre wil werk. Dit skep 'n area waar hulle met magkameelperre kan werk. So ons het 'n drukgang design waar hulle kan van die hoewe reg bo tot by die kop. Ons hoef glad nie enige middels te gebruik nie. So dis die stres op die kameelperre is ongelooflik laag. Ons hoop dit gaan so laag daar binne wees. So dan hoef ons nie meer te worry oor enige middels nie wat ons kan gebruik nie. So en dan waar die hybrid inkom, ons hoop om die kamp later oop te maak dat hulle 'n groter area het, maar nog steeds hulle kan inlok met die kos. We've been working with Dr. Deacon since 2017 and very blessed we came last year as Francois started the project in the partnership with Amanzi, and so very blessed that Amanzi is a part of it, because without them we could not even begin to do the project, to do the research center, to do everything that we're doing without their affiliation. Save the Giraffes is very pleased that we have sponsored this giraffe reproduction project that led us to building the Giraffe Research BOMA.
And we are so very blessed that Amanzi gave us the ability to build the research center on their farm. Ons het vandag nou bulle getap om saad te kollekteer, om die eierselle wat ons nou geoes het by die vroulike diere nou te bevrug. Die proses is basies om nou die eierselle vandag te aspireer, uit te trek en dan 24 uur later te bevrug. Ja, hierdie vangs vandag het eintlik heel goed verloop. Ons lekker hier by Amanzi met die grasvlaktes, met die bietjie akasia om hulle uit te bring en dan sodoende kan ons nou met die bakkies nader ry wat nou ten volle ingerigte lab in het. En net daar waar hulle val kan ons dan basies die eierselle uittrek deur 'n vakuum en dadelik onder die mikroskoop kry in die lab, dis nou maar in die bakkie. En ja, môre gaan ons nou maar weer dieselfde proses herhaal met die gedagte dat ons nou vandag se saad ook nou kan gebruik en of môre bevrug of stoor vir 'n latere gebruik. Die groter prentjie is nou maar om hierdie kameelperde te gebruik as 'n proef om te sien of ons dit nou suksesvol kan doen, kan bevrug en dan oorplaas op 'n later stadium, om dan op die einde van die dag die subspesies wat nou baie skaars is, soos die Rothschilds en die reticulated, om hulle dan met die proses nou eintlik te help om daai getalle weer op te bou. Ja, kyk, as ons reg kry wat ons graag wil reg kry, die dag as ons 'n baba kameelperdjie kan eintlik 'n koei laat kalf wat ons dan nou embryos oorgeplant het. Dit sal 'n absolute hoogtepunt wees. Daar was nog geen so poging enige plek in die wêreld nie. Daar's nog eers eierselle by enige ander span enige plek in die wêreld gedoen nie. Die saad, ons het 'n groot saadbank. Ons het honderde strootjies van saad. Ons het 'n paar honderd embryos wat gereed is, so ons wag vir surrogaatkoeie. En as ons weet 'n surrogaatkoei het 'n embryo aanvaar, dan is dit die volgende groot stap, hopelik in die volgende paar maande. En dan wanneer daai kalf wel gebore word, dit sal absoluut die hoogtepunt wees van my 16, 17 jaar kameelperd navorsing loopbaan. Weereens kan dit nie alleen doen nie, dis 'n span, dis regtig klomp kundiges. Ons is 'n lekker span. Hier's ek dink net vandag is hier 8 veeartse, net om te sê wat is die omvang van die projek, en dan heelwat internasionale navorsers en mense wat ook hier is. So weereens, ons kan dit nie, ek kan dit nie alleen doen nie, maar die sukses lê in die spanwerk en die samewerk. So wat ons doen is, ons ID eers die tipe dier wat ons moet doen, of dit 'n bil of 'n koei, of dit 'n vers of 'n jong billetjie moet wees, wat se ouderdomsklas. En as hulle al voorheen gewerk is en gemerk is en hulle tag, dan moet ons die tag doen ook spesifiek. So ons ID eers die dier saam en dan begin ons die netgun te laai en patrone insit en gewiggies insit. En dan gaan sak ons op die dier en dan skiet ons die eerste net en gewoonlik is daar 'n tweede net en miskien 'n derde en 'n vierde net ook, hang af maar van die omgewing en hoe die dier reageer. En dan as die grondspan inkom, daar's 'n bakkie wat die hele tyd baie naby in ons bly ry wat dadelik op die perd sal wees geval het om op die nek te sit en vas te druk. So ek praat die hele tyd, kommunikeer die hele tyd met daai een span en hou hulle by my, en sodra hy getrip het en hy val, dan is hulle op hom. Die net kan vir my persoonlik wat hom beter maak is dat jy die dier baie beter kan beheer. Want die dier is nie onder sedasie nie, gewoonlik as jy hom pyl na die 4de minuut begin hy dronk hardloop, dan kan jy hom nie meer beheer met die helikopter nie, dan gaan hy in die randhof en riviere in, omdat jy hom nie kan stop nie. So dis wat lekker is van die netgun, jy kan hom skiet en jy kan hom draai en hom weer skiet, en 'n spesifieke plek bly werk met hom. Ek dink vandag was 'n groot sukses. Dit was vir ons as span die eerste keer wat ons die netgun gebruik het, en ek dink dit het baie goed gewerk. Die kameelperde se asemhaling en al die parameters wat ons gewoonlik na kyk, het baie goed gewees. So ek dink in vergelyking met die medisyne het dit regtig baie goed verloop, veral hierdie tyd van die jaar. Wat baie lekker is die eienaar van die plek verstaan navorsing. Hy verstaan waaroor dit gaan. 'n Boer is 'n ding wat geld moet maak. As jy met wild boer of jy veiling sou, moet jy geld maak. Hierdie ouens wat hier gee ou die toestemming
en hulle weet hulle kry verliese as gevolg van die navorsing en hulle doen dit nog steeds. So vir my is dit great dat hulle energie en geld insit in navorsing en bewaring. En ek dink dis great. Yes, tomorrow we're going to be capturing some of the giraffes and moving them to a boma, which is going to be a huge deal for them. So we don't have to capture them with a helicopter and all the stuff that goes into it every time. We'll be able to actually work them with a chute like we do back home. It'll be a lot less stress on the animal, a lot safer. And I want to thank Amanzi and thank everybody here in South Africa for helping out and really making a huge impact for giraffes.